hierdie ooreenkoms. Die wet begin deur te sien dat God vir die volk 10 gebooie, 10 kodes of 10 ooreenkomste gegee het, 3 maande nadat hulle op 'n wonderbaarlike manier as slawe uit Egipte verlos is. Die wette is gegee dus as 'n voorwaarde van wat God gedoen het en nie 'n bevestiging om hulle uit te nooi in 'n verhouding met hom nie. Dis omdat daar 'n verhouding is dat God vir hulle hierdie gedragskode gee. Want ek lees in Eksodus 20 bevestig die Here dit as hy sê, ek is die Here jou God. God het jou gekies. God het sy seun gegee, as ons dit Nuwe Testamenties wil maak, het hy sy seun gegee, hy het jou die vermoë gegee om jou vry te maak deur die bloed van Jesus uit die slawehuis van Satan, en daarom is die kode 'n verhoudingskode. Iets wat ek en jy sal doen omdat ons in hierdie verhouding is. Hy het reeds 3 maande voor die tyd sy beskerming en sy bewaring gegee aan die volk deur 'n lam te gee wat hulle moes slag en as beskerming sou dien en bewaar sou word wanneer die verderwer deur Egipte sou trek. Die eeuoue gedagte van 'n goeie God en slegte mense wat beter en beter moet word om God se guns te verdien, sodat die Here jou gebede verhoor, sodat jy die seën van die Here kry, is die tradisie waardeur ons die wet lees. Ons lees die wet deur die tradisie van ek moet beter word, dat God my kan aanvaar. As dit die geval is, sal geen een van ons in verhouding met God wees nie. Dink maar aan jou eie normale omstandighede. As jou kind moet beter word voordat jy hom as kind erken, sal hy nooit jou kind wees nie. Hy's juis jou kind en jy gee vir hom 'n stel gedragsreëls omdat hy jou kind is. God het hierdie wette neergelê en die mense moes dit nakom om geseën te word en gestraf te word sou hulle hierdie wette dien, was deel van die verantwoordelikheid, maar ook die verkeerde kant. Hoe ons na hierdie wette moet kyk, die algemene gewaarwording by die meeste mense is. As dit daar wette is wat nagekom moet word, as iemand jou sou vra wat die wet is, dan sou jy bloot sê dis die 10 gebooie. Maar jy sien, ek het nie nodig as ek in 'n verhouding is om al die wette te ken in die gedragskode nie. Want ons verhouding gaan maak dat ek dit wil doen wat jou tevrede stel. Dis vir my belangrik, nie om jou wette te ken nie, maar om in 'n verhouding te leer. Wat maak jou gelukkig en wat maak jou hartseer? As ons nou in plain Afrikaanse taal kan praat. As jy by 'n verdere navraag vir mense sou sê, nou maar wat is hierdie 10 gebooie? Dan sal ons handel oor, jy moenie moord pleeg nie, jy moenie steel nie, jy moenie lieg nie, jy moenie egbreek nie, jy moenie aanhou so goed begeer. Maar dis nie God se voorwaarde, dis nie God se begeerte nie. Hy wil nie hê dat jy net nie moet nie.
Hy wil hê dat jy moet iets doen wat hom verheerlik. nie iets nie doen om hom te verheerlik. En nou beteken dit nie as jy 'n kind van die Here is, dan kan jy nou egbreek en steel en begeer en daai goed nie, want jy is mos nou onder die genade. Dit is nie wat dit beteken nie, maar dit gaan nie oor 'n verhouding kan nooit werk as ek net bekommerd is oor wat ek nie moet doen as ek nie in teenwoordigheid is. Maar wat moet ek doen om jou guns en jou liefde en jou aanvaarding en jou oopmaak vir my te beleef? Is dit nie beter om vir die Here te sê, Here, hoe kan ek leef dat U Uself aan my sal openbaar nie? Indien ons die begin verstaan, is die ander, soos ek laasweek gesê het, die vorige week, slegs 'n uitvloeisel. Indien die eerste deel net gemis word van die verhouding, dan is al die ander wette moeitelose verpligtinge wat my veroordeel, en dis wat baie mense God sien as die een wat staan met die stok, en as ek nou net een keer lieg, dan slaat hy my oor die kop. Dis nêrens in ons natuurlike verhoudings dat ek as 'n ouer kyk, wanneer maak my kind iets fout, dat ek hom pak slaag gee. Is dit nie so nie? As dit is wat verhouding is, dan wil ek nie in daai verhouding wees. Dis mos 'n baie onegte en 'n onnatuurlike verhouding as ek net moet reg leef want ek gaan pak slaag kry. Maar die Here wil hê dat jy moet vanmôre verstaan, dat is nie moeisame verpligtinge nie. Dit kom uit 'n verhouding. Hierdie wette wat genoem word, is dinge wat aan die einde van die wet staan. As 'n uitvloeisel, die begin van die wet is ek is die Here jou God. Wat ook nog waar is, as ons die 10 gebooie lees, ons niks lees van dat ek dit moet nakom om hemel toe te gaan. En ek wil jy moet mooi verstaan, terwyl ek hierdie neergeskryf het in die week, het ek gedink, Here, ek moet versigtig, ek moet soos Paulus nou maak in Romeine 6 en Romeine 5, dat wat ek sê, moet nou nie aanduiding gee dat die verkeerde gedagte verstaan word nie. Dit gaan nie hieroor dat as ek doen wat die Here wil hê, dan gaan ek nou hemel toe. En ons gaan nou kom by die derde wet, wat sê om die naam van die Here jou God nie eintlik te gebruik nie, is juis hierdie saak vir my belangrik, en ek het hier dit besef, en ek sê, Here, dankie dat U hierdie woord op hierdie manier aan 'n mens kan bekend maak is, as ek dan sê dat ek die gebooie moet nakom, hoor mooi wat ek nou sê. As ek dan vanmôre sê, dat om die gebooie na te kom, ek hemel toe gaan, dan koppel ek die naam van Jesus, want sy naam beteken, die een wat sy volk van hulle sonde sal verlos, aan iets anders, as wat hy sy naam gekoppel wil hê. Hy wil nie sy naam gekoppel hê aan jy moet die wet nakom om hemel toe te gaan. Hy koppel sy naam aan die feit dat ek vir jou gesterf het, sodat jy my reëls kan navolg, omdat ons in 'n verhouding is. En ek dink nie 'n mens kan dit genoegsaam beklemtoon nie. Die wette is dus gegee, nie as 'n voorwaarde vir ons verhouding, maar as 'n bevestiging van die verhouding, nie om in te kom nie, maar omdat jy reeds in is. Hoor jy? Die wet, die kode, die gedragskode, is nie die deur om in te kom nie. Dis omdat jy in is, het ons hierdie stel reëls binne in hierdie verhouding. En dis vanmôre die saak wat ons moet verstaan. Met die eerste wet kom God en hy sê, ek wil die alleen voorsiener wees, die bron van jou hulp en van jou vertroue. Kies my as jou eerste prioriteit en laat jou hele lewe om my draai.
Met die tweede wet sê die Here, moenie my in kompartemente sit en my probeer verstaanbaar maak, maar laat my toe om God te wees. Gee my die plek, gee my die geleentheid dat ek vir jou God kan wees en vertrou my op wat ek doen en dink en sê. Jy sien dan, en as ek dit kom, en ons het 2 weke terug gesê, dan het ek nie nodig om aanhou so goed te begeer nie. Want dan die Here mos vir my gee wat ek nodig het. Want ek vertrou hom vir die bron vir my uitkoms. Niks mag meer tyd en meer plek hê, is as wat God versoek en vanmôre van my vra nie. Die wet is dus gegee as 'n beskerming om die volk vry te laat bly, omdat hy hulle 3 maande terug vry gemaak het. Hoor jy? As ek in 'n verhouding met God is, dan is sy manier van lewe die waarborg dat ek vry kan bly, omdat hy my vry gemaak het. En ek dink as mens so daarna kyk, dan sien 'n mens dit heel anders. Kom ons maak die Bybel oop. En ek wil hê ons moet weer lees die eerste klompie versies in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, wat bo in die hemel is, onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Nou kom ons by die 2 volgende wette wat ons by wil stilstaan. Vers 7. Jy mag die naam van die Here, hoor mooi, jou God, nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Ek gaan nou 'n bietjie uitbrei, maar ek wil hê jy moet net kyk wat daar staan. Lees hierdie stukkie in Afrikaans. Hy sê, jy mag, met wie praat hy? Die volk wat die kodes ontvang. Die persoon, as ons dit Nuwe Testamenties maak, wat kies om saam met God deur die bloed van Jesus in 'n nuwe verhouding te leef. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie. Vers 8, ek gaan nou uitbrei op vers 7. Vers 8 sê die 4de wet, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poort is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die derde wet is die volgende: om die naam van God nie ydelik te gebruik nie. Vers 7 het gesê, jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie. Wat sou dit beteken? Die meeste mense sou hierop reageer en sê, moenie as jy kwaad word, God se naam gebruik as 'n vloekwoord of 'n kragwoord en ook nie die naam van sy seun nie. Dis die eerste reaksie. Jy mag nie God se naam gebruik as 'n kragwoord om jou misnoë of jou ontevredenheid of wat ook al uit te spreek deur God se naam te gebruik nie. As ek vers 7 lees, dan wil ek tog die vraag vra, is dit wat dit beteken? Dat wanneer jy jou vinger met 'n hamer raakslaan, daardie naam uitgeroep mag word, of wanneer jou vrou die garage deur op jou kar se motor se engine kap neersit en dit toemaak, of jy dit dalk doen nie, of wanneer jou kind 'n slegte rapport huis toe bring, of as jy jou misnoë uitspreek oor die manier hoe mense vandag dinge doen en jy kwaad word en jy hierdie naam gebruik om jou frustrasie uit te druk. Is dit wat dit eintlik, is dit al wat dit beteken? Baie duidelik, en ek wil, dis nou weer een van die goeters, wat ek nou sê, beteken nie ek wil die eerste een diskwalifiseer nie. Dis belangrik, dat wanneer ek in 'n verhouding is, ek waarlik nie sal toelaat, dat iemand die mense vir wie ek lief is, sy naam in 'n slegte lig bring. Dit is beslis so. En kinders van die Here moet regtig opstaan en praat en reaksie toon wanneer die naam van ons verlosser gebruik word as 'n kragwoord. Ons moet opstaan vir dit. Ons mag dit nie toelaat nie, want sy naam is my verlossing. Hoe kan ek toelaat dat as iemand kwaad word sê, Jesus Christ, dis my verlosser. Dis die naam wat gegee word, sodat ek verlos kan word. Ja, dis reg dat jy opstaan, maar is dit al wat die wet sê? Dit sou dwaas wees, dat dit uit die 10 gebooie is wat God sê as riglyn is vir 'n verhouding. Dat dit die derde een is wat hy kies uit 10. Dat dit net is dat jy moet keer dat sy naam nie 'n vloekwoord is. Hoor jy wat ek sê? Want dit verander niks aan jou nie. Stil bly kan dalk jou lamsakkigheid weerspieël dat jy nie wil opstaan vir die naam nie. Maar ek dink regtig dat daar baie meer is as net dit. Dis die gevolgtrekking wat die meeste mense maak. En dalk nog maak van die derde gebod. Ek dink nie dis wat dit beteken nie. Ek dink daar's eerder baie meer as dit. Kom, laat ons eerlik wees. Dit beteken nie dat dit nou reg is om die naam van die Here as 'n vloekwoord te gebruik nie. Maar is nie verkeerd net omdat dit van toepassing op die wet is nie. As die wet nie daar gestaan het nie, moet ons buitendien opgestaan het vir die naam van die Here. Want hy is my verlosser. Ek sê weer, sy naam het gemaak dat ek verlossing en vergifnis kan kry. Dit hoef nie in 'n wet te staan om my verhouding met hom te versterk. Dis buitendien disrespekvol en minagtend van God
Indien jy in 'n verhouding met hom is, en jy jou sondes verlos het, en jy jou vrygespreek het, dat jy dit lukraak net so laat verbygaan, dis buitendien disrespekvol. Dis ook reg dat Christene sal opstaan, ek het nou gesê, teen die gebruik van God se naam in films en in liede, nie as gevolg van die gebod nie, maar omdat sy naam vir ons buitendien kosbaar is. En ons gebruik baie keer, en ek het juis hierdie geskrywe, en ek het vir 'n lang tyd gesit en dink oor, wat hoor ek as ek sê Jesus? In ons dag vandag is 'n naam bloot net 'n naam om jouself uit te ken. Kobus sê baie duidelik niks van my karakter nie. Maar in daardie tyd het die naam van die persoon, die karakter of die essensie van daai mens beskryf. As jy in 1 Kronieke 4 lees, dan onthou julle die gebed van Jabes, staan daar en sy moeder het hom Jabes genoem. Want sy het gesê, ek het met smart gebaar. So die jong seun se naam was gekry as gevolg van die ondervinding wat sy ma gehad het met hom toe hy gebore is. Sy naam is, hy's met smart in die lewe gebring, en die res van sy lewe het almal geweet, hierdie mannetjie het vir sy ma probleme gegee van die begin af. En dis wat jy vanmôre moet hoor. As jy vanmôre hoor Jesus, want die engel sê vir Josef, met die geboorte van Jesus, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So as jy hoor Jesus, en jy sê Jesus, wat sê jy? Ek erken die karakter van daardie persoon as die verlosser van my lewe. Maar wat doen ek? Ek leef nie so nie. Sien jy waaroor gaan dit? Dit gaan nie net om te keer dat hulle in films en met kragwoorde sy naam misbruik nie. Maar wat sê ek van die naam? Ek sê hy's my verlosser, maar ek soek my verlossing op 'n ander plek. Wat doen ek? Ek koppel sy naam aan iets waaraan hy nie sy naam gekoppel wil hê nie. Die wet bedoel 1000 keer meer as net ons moet keer dat sy naam nie gevloek word nie. Ek onthou in die huis, ons het baie keer pak slag gekry as ons nie die woord Jesus gebruik het. Want die ou mense het geglo, en ek dink dit is nog steeds belangrik, dat dit 'n naby aan Jesus is. En jy sê nie eers Jesus nie. Want jy weet wat word Jesus later. Jy sien, dis respek vir die verlosser. Dis nie net 'n keer dat sy naam misbruik word nie. Die ou Jode wou nie eers in die strik trap om die woord God uit te skryf nie. Omdat hulle gedink het dat hulle hierdie wet oortree.
Party van hulle het 'n ander pen gebruik wanneer die woord Jahwe geskryf was, as die gewone pen waarmee hulle vertaal het. En dis waarom hulle later die vokale of die konsonante van die Hebreëse woord gebruik het en net JH-VH of JH-WH geskryf het. So sien party ouens skryf in die ou geskrifte, as hulle praat van God, ons skryf hulle G-D. Want hulle het gedink, dis die heerlikheid en die heiligheid van God. Die Afrikaanse woord vir ydel is half onverstaanbaar in ons hedendaagse Afrikaanse begrip van die taal. Dit beteken eintlik dat God se naam nie geassosieer sal word met dinge waarmee hy nie sy naam wil geassosieer het. Om ydelik die naam van die Here te gebruik, is om sy naam rond te gooi en om vas te etiketeer en te plak aan goed wat God nêrens by betrokke wil wees nie. Dis vir my die essensie. Met ander woorde, moenie God se naam gebruik as 'n manier, hoor mooi, om jou woorde gesag te gee. Of wat jy sê God sê, want jy wil net so 'n bietjie oomf aan hierdie opinie sit. God het dit nog nooit gesê nie en hy wil dalk nooit daarby betrokke wees. Voorbeeld uit my eie lewe uit. Ek is die oudste van 5 kinders. En my ma se woord het baie gesag gehad. As sy vir jou gesê het, jy doen 'n ding, en jy het gegaan en daai opdrag oorgedra aan die hoorders van die ander familie van die huis, dan is daar nie gevra, het sy so gesê, of ek het die vermoë om dit te interpreteer nie. Want as sy vir jou hoor, jy interpreteer haar opdrag, dan het jou mond gebloei. Soos ander woorde, sy het baie gesag gehad. En wanneer ek wou gehad het dat my jonger boeties en my sissies iets moes doen wat ek nie wou doen nie, wat het ek gesê? Ma sê. Ma het gesê, jy moet my bed opmaak vanmôre. Hulle sou nie teruggehoor, maar ma het gesê, ons moet Kobus se bed opmaak. Want hy het pak slag gekry, omdat hy dit in twyfel trek, en moet hy die bed nog nie opgemaak. So, ander woorde, wat sê ek vir jou? Dat hierdie gesag, wat haar naam gehad het, sonder bevraagteken en met onmiddellike reaksie uitgevoer is. En ek het baie keer 'n opgemaakte bed gehad, sonder dat ek die bed self opgemaak het. Want jy sien, ek het gou ma se gesag en haar naam gebruik om dinge gedoen te kry. Haar naam was geassosieer by dinge waarby haar naam nie geassosieer wou wees nie. En toe jy er agterkom, toe is daar vet in die vuur. Bloed en borrelstukke. Sien, dit is presies wat ek dink die Here hier vir ons sê. Moenie God se naam gebruik om jou plan of jou idees af te druk nie. Sien jy wat hier staan? Voor op die kansel staan daar, so sê die Here. En van hierdie kansels af, word daar baie keer, so sê die Here, gesê, maar hy het dit nooit gesê nie. Baie keer gee ons opinies so bietjie gesag deur sy naam aan goed te koppel
waarby hy nie gekoppel wil wees. Baie mense sê baie maklik, die Here het gesê, ek moet so of so maak. Of die Here het gesê, ek moet hierdie opdrag aan jou gee, of die Here het gesê, jy moet dit en dit moet jy weet, en dit moet jy doen. Maar dit was eintlik nie die Here nie. Maar dit gee my so bietjie meer krag om my opinie en my planne op jou af te dwing. God het nooit hiervoor toestemming gegee, dat ek sy naam sal gebruik om die volgende plan in werking te stel nie. En dit glo ek is in diepte om God se naam nie uitelik te gebruik. Behalwe dat ons moet stry vir sy naam wat 'n vloekwoord is. Maar onthou nou dat in die begin gesê, die Here het gesê, jy mag die naam van die Here jou God, die een in wie jy 'n verhouding is, mag jy nie uitelik gebruik nie. Jy moet keer dat die ander dit nie doen nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Ek het baie keer gewonder, ek sê dit met vanmôre weer met groot vrees, en ek gebruik die woord vrees omdat dit nog altyd. Dit raak makliker as jy 'n dominee is om te praat. Want dis maklik om as jy met mense kan praat, en die feit dat die Here vir jou 'n woord gee en jy opgewonde is oor goed, dis maklik om die gedagtes te deel. Maar my liewe toerder, ek dink altyd daaraan as ek in die kansel klim, dan sê ek, Here, ek wil nie vanmôre hê. En ek sê dit nie met ydelle woorde dat jy moet iets van my dink of my op 'n hoër verhoog of op 'n hoër kansel plaas. Ek sê dit met groot versigtigheid. Here, ek vrees die dag dat as ek iets hier sê, hy hier gaan verskyn en sê ek het dit nie gesê. Dis die grootste sonde wat 'n leier of 'n leraar kan doen, is wanneer hulle die woord van die Here bring, sê, so sê die Here, en hulle dit verbaal terug antwoord, en jou daarop aanspraak maak, dat jy moet asseblief gehoor gee, want dis die Here wat so sê. En dan nooit besef dat die Here het mag om hier te kan verskyn en sê, maar ek het dit nog nooit gesê nie. Ek het daai woord nie vir jou gegee nie. Agab en Josafat, as jy die koningsboek lees, wil teen die Assiriërs gaan veg. En hulle roep die profete. En hulle sê vir die profete, sê vir ons, kan ons uittrek en teen die Assiriërs gaan veg, of die Moabiete, of iemand van hulle. En almal kom terug en hulle sê vir koning Agab en vir koning Josafat, en koning Agab was die noordelike ryk se koning, en koning Josafat die koning van die suides, nadat die koning 2 koninkryke gedeel het, en hulle wil saam krag inspann om hierdie heidense mag te vernietig, en die profete sê, nadat hulle die Here gaan raadpleeg het, die Here sê, trek op, hy sal hierdie volk in jou hand gee. Micha word nie geraadpleeg nie. En Micha kom by geleentheid daar by koning Josafat, en hy sê vir koning Josafat, die Here het nie gesê dat hy julle sal seën nie. En 'n groot konsternasie. En Micha sê, in hierdie geveg sou julle uittrek, sal koning Agab sterf. Maar al die ander profete gaan Micha teë en sê, die Here het gesê en besluit koning Josafat en koning Agab, ons gaan uittrek. Maar om net suif te wees, sê Agab, gaan ek my vermom en ander klere aantrek, dat die vyand my nie kan sien nie. En koning Agab klim op die strydwa,
En in die geveg lees ek in die ou vertaling sê hulle, en 'n dwaalpyl tref koning Agab en hy sterf. Dit was nie 'n pyl wat geskiet was met die doel om daai man te skiet nie. Die pyl is geskiet vir iemand anders en gemis. En hierdie verdwaalde pyl tref Agab en Agab sterf. Maar wat het die profete gesê? Die Here het gesê, julle sal oorwin. Wat nooit gebeur het nie. Jesus het self hierdie wangebruik aangespreek by die reiniging van die tempel in Lukas 19. Waar die tempelpriesters die offerwerk met valse weegskale gemeet het, sodat hulle voordeel kon trek. Maar die doel was van hierdie tempelpriesters om te sê dat dis wat God vra vir die offer. Maar die weegskaal was vals. En dis hoekom Jesus die tempeltafels omkeer. Nie omdat dit sy slegte dag was nie. Maar dat hy maar vir die mense bewys, waaraan koppel julle my naam? Ek wil nie daaraan gekoppel wees nie. Die duiwel gaan afsluit, die duiwel gebruik dieselfde met Jesus tydens die versoeking in die woestyn. En hy sê vir Jesus by al 3 keer van die versoekings, as jy die seun van God is. Sien jy waarin koppel hy die verhouding, die naam van die verhouding? As hy dan jou pa is, en as jy dan in so goeie, verskoon die plat Afrikaans nou, as jy twee dan so digte vriende is, kom het jy honger? Maak van die klippe brode. Spring van die dak af en forceer sy naam. Want hy quoteer, hy sê mos, hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee om jou te bewaar dat jy jou voet in 'n klip nie sal stap. As jy die seun van God is, roep die engele tot hulp. Koppel sy naam aan iets waaraan hy nie gekoppel wil wees. Moenie toelaat dat jy honger is nie. Maak aanspraak op julle verhouding. Sy naam sal jou mos nou kos gee. Sy naam sal jou mos nou beskerm. Jy sien? En dis die manier hoe die bose die krag en die effektiwiteit van sy naam vir ons half, verskoon die woord, kom maak. Ons almal is maar liewe Jesus se kinders. Die paus het gesterf. En die paus is begrawe en daar word alhoe van alle kante af gesê dat die paus is terug na sy vader toe. Surprise. Hy is by 'n ander pa. Kobus, jy sê nou wille goed, ek kan dit sê want hy aanbid nie die God wat ek aanbid nie. Sy verlossing lê nie in Jesus nie. Sy verlossing lê in die feit dat hy die mag het om sondes te vergewe. Sy verlossing lê in die feit dat Maria die tussenganger is tussen God en die mens. En Jesus sê, Paulus sê, hy is die enigste middelaar, Jesus Christus. Maar die paus is by sy vader. Jy sien, en so is die hele wêreld in verwondering oor hierdie wonderlike Christen Godsman. Die paus is vanmôre in die moeilikheid.
Want hy het lankal agtergekom, daar's nie omdraai terug om te gaan sondes vergewe en nog 'n Hail Mary te gaan bid nie. Dis te laat. Hy's op pad hel toe. Hy's verlore, omdat hy die naam wat hom verlos het, verwerp het. En nou kan ek en jy vir mekaar sê, maar dankie tog, sê selfs met die Nuwe Testament en al die wette, dankie tog, ek doen dit nie. Wees versigtig, dat jy jou verlossing aan niks anders te koppel. Nie enige sakrament of enigsins 'n denominasieverbintenis of jou velkleur of die hoeveelheid kere wat jy in die kerk is en hoeveel jy vir die saak van die Here doen, moet dit nie koppel, moet nie sy naam koppel as verlosser aan enigiets anders, is dat jy 'n verlore sondaar is, jy het Jesus nodig, hy het klaar gesterf, en dit help nie, jy bely jou sondes en jy doen die sondaarsgebed nie, dit red jou nie. Dit red jou as God sê, ek maak jou sy kind. Nie wat ek en jy doen nie. Dis maar 'n reaksie om uit te roep. Ek in die see is en ek verdrink en hulle gooi daar reddingstou uit, red dit my nie. Ek moet die tou vat. As ek die tou vat, gaan ek ook verdrink. As die reddingspersoon nie daar die tou intrek. En daarom, my liewe toeder, moet ons seker maak dat sy naam, wanneer ek dit gebruik, eerbaar is. Dis die rede waarom hier die 3de gebod is. Vertroue is belangriker by 'n verhouding as om net wette na te kom. Dis belangriker in 'n verhouding om te vertrou as om bloot net te sê ek doen nie. Ek vra vir jou, hoe doen jy en wat doen jy nadat jy gered geword het? Jy word nie genooi om deur die wet in te kom. Jy word genooi om die kode na te kom, omdat jy klaar in is. En dis vanmôre die saak. Dit help nie ek en jy sê vir mekaar, ons vloek nie God se naam as 'n vloekwoord nie. Maar ons koppel ons verlossing, en ons koppel sy naam aan goed waarby hy nie betrokke wil wees nie. En ons noem onsself, ons kom die wet na. En ons is binne 'n verhouding. Die Here dra vir jou deur, die Here help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Ek dank u vanmôre, Here, dat u bloed ons innooi. En as ons die bloed gekies het en u ons u kind gemaak het, dan leef ons onder 'n nuwe stel reëls. Dankie tog, Here, dat ek nie moes 10 uit 10 kry om vir God aanvaarbaar te wees nie. Dankie dat ek nie beoordeel word op wat ek doen nie. Dat ek beloon gaan word vir wat ek doen, is sekerlik waar. Maar om in te kom, kan ek nie beoordeel word oor wat ek gedoen het nie. Want dan sou ek nie daar gewees het. Kom bid, Here, dat hierdie woord ons harte sal aangryp, dat ons vanmôre sal besef, dat dit nie 'n stel reëls is wat ons afmerk om ons heiligheid te toets nie. Dis nie die 10 dinge om nader aan God te beweeg nie. Dis 'n nuwe lewe, omdat u my 'n nuwe skepsel gemaak het. Ek dank u daarvoor, in Jesus se naam. Amen.